God, die Hemelse Vader, Heer, ons wil vir die eerste plek sê dankie dat U vanoggend ons oë oopgemaak het. Heer, dat dit ons geseën het met hierdie Sondag, dat ons vandag in U huis kan wees, na U woord kan luister. Heer, ons is nog gelukkig in Suid-Afrika, dat vir ons nog 'n voorreg om dit te kan doen. Ons word nie doodgemaak, ons word nie gestraf nie. Heer, daar is soveel plekke in hierdie wêreld wat nie dieselfde voorreg het ons het nie. Here, ons bid vir daai land, ons bid vir ons medebroers en susters in omstandighede. Ons bid, Here, dat U sal versterk, ons sal versterk, Here, dat ons sal weet, as ons 'n week weer gekom het, en ons in 'n Sondag in die kerk staan, ons het weer gedaan. Ons sê vir U baie dankie vir U genade en liefde oor hierdie kerk. Here, ek bid dat U elkeen sal vandag sal aanraak, dat U sal seën met gesondheid, met welstand, met liefde. Here, dat ons sal omgee vir mekaar. Ek bid ook dat vir die siekes, Here, die wat dit ongemaak het as gevolg van siektes nie. Here, dat Here ons sal aanraak en sal gesond maak. Die wat siek was, wat nie gesond maak, sê ons vir baie dankie. Here, die mense wat gaan terugkom van vakansie af, wat op die paaie gaan wees, dat ons weet dat ons sal met elkeen sal wees, dat Here sal veilig hou op die pad weer, en dat hulle dan ook volgende week saam met ons weer terug in die kerk sal wees, en dat ons sal voortgaan op die naam van Christus. Dankie vir elkeen wat vandag so is. Vir ons weet dit is net deur genade. Ons bid. Ons sê vir dankie vir die seëninge. Seën hierdie diens, seën hierdie woord, maak ons ore oop en laat ons ook daarvoor ons op gee. Ons bid nie alleen die dinge wat ons het verdien nie, maar enkel alleen die groot en heilige genade. In Jesus naam, amen. Oh
Want as u vandaan sal gaan, Here, met die wete, dat waarlik die Here vir my wil iets gegee. En ek dank u daarvoor vanmôre. Seën en elkeen vanmôre, Here, ook vir ons hart en ons oor. En spreek met ons, o Here. Vader, nie deur menslike wysheid, maar o Here, deur die Gees. Vra in Christus naam. Amen. Baie dankie vir die sitplek en die suster. Ek wil vanmôre met u praat oor die gedagte God is besig. God is besig. En ons baie dinge waaroor ons kan sê dat God is besig met baie dinge. Maar ons bepaalde dinge wat ons net so 'n bietjie met 'n gedagte. En ek wil vir julle lees van Jesaja 43 die 19de vers. En hierdie gedeelte, die 19de vers, is 'n gedeelte wat ons baie al gehoor het en baie al oor gepraat het. Die Here sê in die woord en die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak.
As ek sê kyk, dan wil ek vir julle sê, die Here sê, let op. Gee aandag. Ek gaan iets nuut maak. En nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Weet jy, ek wil net so oomblik by die sinnetjie stil staan. Sal julle dit nie merk nie. Die Here is besig in jou lewe en in my lewe. En hoeveel keer aanvaar ons dinge as vanselfsprekend en leef ons maar net asof dit was. Sonder om in ag te neem dat God se hand is in ons lewens. God se beskerming is in ons lewens. Dankie Here daarvoor. Daarom sê hy, let op, want daar's goed wat julle nie opmerk nie. Hy sê, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. In die lees van hierdie teksvers is daar 2 vrae wat ek behoort te vra en moet vra en vra. En die eerste een is, wat is die historiese konteks, die historiese of die geskiedkundige agtergrond van hierdie teksvers? Wat is die gebeure agter hierdie aksie, hierdie woorde van die Here wat sê, kyk, ek maak vir julle 'n pad in die woestyn, in riviere, in die wildernis. En dan die tweede vraag is, hoe is dit van toepassing op ons? Hierdie gedeelte van Jesaja wat soveel jaar voor Christus geskryf is, hoe is dit van toepassing op u en my wat nou hier en nou lewe en ons leef dan ook in 'n Nuwe Testamentiese tyd? Met 'n gedagte oor histories dat Israel was so rondom 586 voor Christus deur Nebukadneser weggevoer na Babel en was hulle in ballingskap gewees. En teen ongeveer tot ongeveer 538 was hulle in ballingskap gewees. Dit gee vir jou 'n periode van so plus minus ongeveer 48 jaar wat hierdie volk in ballingskap was. Dis lank. Dit is nie sommer maar net so nie. Nou sit jy in 'n land met vreemde gode en afgode, daar's druk op jou om jou God te verlaat en te versaak en wat gebeur? 48 jaar gaan verby, hoe hou jy vas? Hoe bly jy glo? Want toe Nebukadneser in Jerusalem kom en hy verower dit, het hy ook die tempel verwoes. En dan moet ons verstaan dat die tempel was vir Israel 'n simbool van God se teenwoordigheid. Dit was 'n teken dat God is daar. En daarom het mense elke jaar tempel toe gegaan, want daar het hulle offers gebring en daar het hulle versoening met die Vader gevra deur die bewilliging van 'n priester en daar het hulle vergifnis gevra en daar het hulle die Here geëer en baie dinge gedoen. Die tempel was vir hulle 'n baie belangrike plek geweest. Die tempel was deel van hulle identiteit van wie hulle was. God se volk, God se kinders. En toe hierdie tempel afgebreek word, toe sit vir hulle 'n krisis, 'n geloofskrisis. Dit het hulle in 'n moeilike situasie geplaas. Soveel so dat die skrywer van Psalm 74 kom en hy vra, is God nog met ons? My broer en my suster, wanneer 'n mens kom of mense kom by 'n plek waar jy vra, is God nog met ons? Dan sê dit vir my een ding, jy het begin twyfel, jy het begin geloof verloor in die waarhede wat daar is. En jou verhouding met God is nie soos wat dit moet wees nie. Volgens Jeremia 29 vers 5 was Israel nie in Babel fisies mishandel soos wat hulle in Egipte was nie. Maar hulle was tog mishandel. Hulle was tog te nagekom. Hulle was ten eerste ook nie vry gewees nie. Hulle het nie vryheid gehad. Hierdie ouens moes huise bou en hierdie ouens moes handel dryf en hulle moes allerlei dinge doen, maar hulle was nie vry om te maak wat hulle wil nie. Hulle was ook nie vry om hulle godsdiens te beoefen soos wat hulle moes en soos wat hulle wou nie. Hulle was blootgestel aan afgode. Daar was 'n stadium self wat hulle daarvan hulle verwag was om die koning te aanbid. En die mense, daar's groot beeld van opmaak en die mense moes die koning. Psalm 137 maak dit baie duidelik dat hulle geloof was 'n bespotting en daar was 'n bespotting gemaak van wat hulle glo. Hulle identiteit as God se volk was uitgedaag geweest. God was as 'n magtelose God bespot en selfs was die name van die Israeliete verander geweest. Wat verdere bespotting geweest het.
En 'n goeie voorbeeld daarvan is Daniël. En ek gaan nou nie kom daaroor gee nie, maar as ons kyk na Daniël, dan Daniël se naam beteken God is my regter. El aan die einde van sy naam is dui op God en die Daniël gedeelte dui daarop dat God is sy regter. Dis wat sy naam beteken het. En nou kom hierdie spul Babyloniërs en hulle verander sy naam en hulle sê vir hom jy's Belsasar. Belsasar. En die naam van Belsasar dui op die God wat hulle aanbid het, een van die afgode wat Bel is. Nou nie Bel so nie, maar jy spel hom dieselfde. Bel. En dit beteken na alle waarskynlikheid dat Bel sal jou lewe beskerm. Daniël het dit nie geglo nie. En toe Daniël net nie wil uitleef en die koning wil aanbid en al die goeders nie, toe beland hy in die moeilikheid. Ons ken die res van die verhaal van Daniël wat hy deurgegaan het. Maar hierdie mense se identiteit was afgebreek en hulle naam was verander. Om 'n ander betekenis daaraan te gee, om 'n ander God daardeur te vereer. My naam beteken God se genade. Te kruis op Golgotha. Dis weer 'n lekker naam. Partykeer sê ek my vader staan dan, maar my naam is lekker. Ek teken die genade van God. En ek kan ook nie sê in Spaans en wat ook al, ek ken hom net in Grieks. Maar in elk geval, dit sê vir my iets. Dit sê vir iets van die God wat ek aanbid. En so was ook die geval gewees met Daniël en sy vriende en die Israeliete gewees. Hulle identiteit en wie hulle is en waar hulle geglo is op verskeie wyse afgebreek. Die Babyloniërs het absoluut onderdanigheid en lojaliteit aan hulle koning vereis. Dit was so onderhandelbaar. As jy dit nie wil doen, jy gooi jy jou in 'n vuurhoon. Hulle voer jou vir die leeu's, hulle maak jou dood. Alhoewel Israel besef het dat op 'n stadium toe hulle nog in Israel was, teen God gesondig het. Hierdie ouens gekom en hulle besef hulle het God nodig in hulle lewe. En ek wil vir die een sê, die kerk van vandag, die kerk van Jesus Christus, het nodig om te besef meer as ooit van tevore dat ons het God nodig in gees en in waarheid. So nie waar? Ons het God nodig, ons kan nie sonder die Here ons God nie. Daar is nie 'n manier, nie die tyd waarin ons lewe, nie die omstandighede waarin ons lewe nie. Maar ten spyte daarvan dat hulle geweet het dat hulle gesondig het en dat hulle besef het dat hulle die teenwoordigheid van God in hulle lewe nodig, het hierdie ouens baie vrae gehad. Daar was groot vrae in hulle lewe en ons leef 'n tyd waarin daar baie vrae is en ek is jammer om te sê, want is dikwels die sogenaamde teoloë wat vra en probleme veroorsaak. Hierdie Israeliete het vrae gehad soos, het God ons verlaat? Het God ons alleen gelaat? Terwyl die woord wat hulle geken het en die woord wat hulle moes aan vasgehou het gesê, dat God sal jou nooit verlaat. Is die verbond met God nog, bestaan dit nog? Is dit tot niet gemaak? Dis die tipe vraag wat hierdie ouens gehad het, en nou kom die Here, en hy herinner sy volk daaraan, dat hy besig is, dat hy iets nuut gaan doen. Hy gaan 'n pad maak deur die woestyn, en 'n rivier deur die wildernis. Hy herinner hulle daaraan. Maar hy herinner hulle ook in die eerste vers van hierdie gedeelte, hy sê, jy is myne. Jy is myne. Die teksvers lees, hy sê, maar nou so sê die Here jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Nou herinner hy hierdie volk aan, luister, julle behoort aan my, ek het julle nie weggegooi nie, ek het julle nie verlaat, ek het nie 'n verbond tot niet gemaak nie, ek het nie teen my woord gegaan nie, want God gaan nooit teen sy woord nie, wat hy sê, wat hy beloof, is wat hy doen. Nou kom die Here en hy bring dit opnuut onder hulle aandag, dat hy besig is. So is so mooi Psalm 121, daai teksvers wat sê, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nooit nie. God is nooit in 'n toestand van onbewustheid nie. Hy weet, ek sê dit baie en ek sal dit nog baie sê, God weet wat in jou lewe aangaan. God ken alles is ongeopenbaar. Hy slaap nie, hy is nie in 'n toestand ooit vir onbewustheid nie, hy weet. Maar God is besig en hy is besig om 'n pad te maak, en wat beteken dit? Beteken vir ons een ding, en ek haal verskeie goedes uit. Die eerste ding wat ek hier uithaal, is dat wat God vir een gedoen het, sal hy ook vir ander doen. Die volk het hy gevat uit Egipte land uit en hy het vir hulle pad deur die see gemaak, en nou kom hy die volk in Babylonie, hy wil hulle uitvat, en hy sê, ek sal vir julle ook 'n pad maak. Jy sien die verskil was, toe hy vir hulle pad gemaak het deur die see, was dit 'n oombliksgebeurtenis. Dit was
Nou, het was vinnig, maar die pad deur die woestyn is 'n proses. Dis iets wat tyd vat, wat lank is. Dis nie 'n ding wat die Here sê, dis so vinnig, jy gaan julle deur oor verby. Nee, dis iets permanent. Hy maak 'n pad. En wat beteken dit? Hy sê, ek maak vir jou 'n pad. Met ander woorde, ek dui vir jou rigting aan. Ek gee vir jou 'n pad waarop jy moet wandel. Ek gee vir jou rigting waarop jy moet wandel. Ek sê vir jou, hoe moet jy wandel, hoe moet jy loop, en wat moet jy maak? En dan kom hy en hy sê, ek sal 'n rivier oopmaak deur die wildernis. Toe die volk voor Egipte gevlug het, was dit vinnig om 'n pad deur die see te maak. Maar dis 'n ander situasie. Here sê, ek maak vir julle 'n pad. So, dis 'n langtermyn proses. Israel was herstel onder ons daarna gekyk. En dit het gesê dat 'n rivier dui op lewe, dit dui op vloei, dit dui op vernuwing. Wat iets nuut gekom. Ek gee vir jou vernuwing en dis aan die rivier op gewys. Israel was herstel. Die tempel was herbou en so 70 na Christus was dit deur die Romeine weer afgebreek, maar tot dan toe was hy herstel gewees. En dit het vir hulle gesê, hier is die plek waar God teenwoordig is. Daarom was dit vir hulle belangrik om te gaan na Jerusalem. Psalm 121 sê dit ook, ek sal my oop na die berge waar sal my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maar hy pad om hom is gevaarlik geweest en daar was rowers en daar was wat ook al, dit is die berge Sion en Moria wat daar rondom was spesifiek waarvan hy praat. Maar hulle gaan daardeur want hulle wil in Jerusalem kom. Hulle wil by die stad kom van waar God se teenwoordigheid vir hulle dan nou 'n simbool is deur die tempel. En ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, as ek nou kyk na baie dinge van Israel en kyk na ons eie lewe, dan wil ek sê, ek dink ons leef ook in 'n groot mate in 'n woestyntyd. In 'n tyd waar ons nodig het om opnuut te besef dat God is met ons. Hy het ons by die naam geroep, ons is syne, in 'n tyd dat ons moet besef, ons het nodig dat die Here vir ons 'n weg maak, dat die Here vir ons 'n pad sal maak. Ons lees Psalm 137, baie van die ken Psalm 137 is die lied wat Bonnie M gesing het. Vra hulle, how shall we sing the Lord's song? Hoe sal ons 'n lied sing vir die Here in 'n vreemde land? Hoe sal ons die Here loof in 'n vreemde land? En in baie opsigte is ons as toegewyde Christene, in 'n land wat eers 'n toegewyde Christenland was, ook in 'n vreemde land. Dinge wat in hierdie land gebeur en wat besig is om te realiseer rondom ons, laat my soms voel ek is in 'n vreemde plek. Ek hoor nie meer en ek sien nie meer hoe opgewonde mense is en dan daar is sulke mense, my nie verkeerd verstaan nie, maar daai opgewondenheid wat jy vroeër gehad het. Ek gaan kerk toe volgende. Ek het so, toe ek 'n jong man was, so grys, 3 stuk soet gehad. Ek was lief om hom kerk toe te gaan. Ek het dan nog aan hierdie keer gehad. Maar ek was lief om met hom kerk toe te gaan. En dat ek 3 boeke wat ek so saam met dra. En ek is op pad kerk. Dis lief vir ander tyd. Psalm 137 vra, hoe sal ons dit sing? Hoe sal ons die Here eer? Hoe sal ons die Here loof? En ons sit in 'n land met wetgewing wat dinge toelaat wat Bybel verbied word. En ek kan vanmôre 'n lang lys vir jou noem van al daardie dinge, maar ek hoef dit nie te doen. Elke van ons weet, daar's dinge in hierdie land wat wettig gemaak is, waarteen ons nie mag sê. En dan kom hulle nou met hierdie nuwe wet wat hulle ook nog wil hê, wat nie eers mag jy iets pro en positief Israel sê nie, want dan is dit diskriminasie. Maar in elk geval dit daar gelaat. Ons het wetgewing wat dit vir ons moeilik maak en wat vir ons laat voel, ons is in 'n vreemde land. Ons is in 'n land waar Christenwaardes toegepas was. Weet jy wat, ek kan onthou nog, dis nie so lank terug nie, maar ek kan onthou, daar was 'n tyd wat jy nie op 'n Sondag of op 'n Kersdag na 'n winkel toe kon gaan om iets te gaan koop nie. En die ouer mense het gesê, jy lees ook nie 'n koerant op Sondag nie, jy doen nie naaldwerk nie. En daai ouens se ouma het gesê, as jy naaldwerk doen op 'n Sondag, dan steek jy die Here in die oog. Ek weet nou nie waar sy daaraan gekom nie, maar sy het dit gesê. Ek dink ek gaan dit maar vertel. Hulle het eendag in Wellington gekuier by haar ouma. Toe lees hulle koerant in die kar. Nie koerant het nog altyd so komiek by hom gehad. Ek weet nie wie was daar aan sê wat ook al nie, maar daar was komiek in gewees. Hulle lees hom in die kar. En in Wellington het daar 'n boeflei weggebly, sê so naby die rugbyveld. En die pad is styl so op in die huis. En op 'n of ander manier het iemand die deur oop gemaak en daai kar loop agteruit en onder was daar 2 pilare.
En hy loop skeef, en daar is hy deur daarmee. Ja, julle moet ons koerant lees. Julle moet ons koerant lees. Maar weet wat, dat was 'n egtheid gewees. Daar was 'n opregtheid gewees. En dis wat ek baie keer mis in die tyd waarin ons lewe, dat ons moet opreg wees, ons moet eg wees in ons geloof. Ons kom met allerlei argumente en allerlei teorieë en ons maak dinge moeilik vir mense. Ons is blootgestel aan vreemde en afvallige godsdienste. Ek stap nou nog op Pick n Pay en ek vra vir die dame waar een dame waar werk, ek sê nou luister, julle dan seker oor Kerstyd gerus, sy sê nee, ons het nie. Net soos wat ons op 'n Sondag werk, so het ons op Kersdag gewerk. Sê Here, waarheen is ons op pad? Het geld aan ons God geword. Ons word blootgestel aan allerlei dinge wat nie bevorderlik is vir ons geloof nie. Leerlinge. Ek dink Suid-Afrika het ook baie vrae. Ongelukkig dra, ek het nou nog gesê, teoloog daartoe by, dat daar argumente is en dat daar vrae is, dinge soos die maklike geboorte van Christus en verbintenisse, wie mag trou en wie mag nie trou nie, en wie weet wat se goeders alles. Ek broer en my suster, die Bybel is eenvoudig. Elke een wat hom lees, die Gees van die Here maak hierdie dooie liefde vir jou lewe. Hy maak op jou lewe, ons kan nie verander nie. Maar ons leef in 'n tyd dat die Bybel ondergeskik raak aan landswette. Ons is in 'n vreemde land. Christene in Suid-Afrika ervaar finansiële druk, hulle ervaar politiese druk, hulle ervaar geestelike druk, net soos wat die volk daar in Babylonië ervaar. Net soos wat Israel daardie tyd beleef het toe hulle in ballingskap was. As ek dink aan COVID, dan wil ek vanmôre vir jou sê, COVID het vererger en mense was geïsoleer en was daar alle sorg en versorging en al daai goeders het weggeraak. Net eendag met 'n ou gepraat en gesê, hoorie, ek sien nou nooit meer by die kerk nie, wat is fout? Toe sê ek, is eerlik, daar is niks fout nie, ek het net lui geword van die COVID, het ek in die bed gelê en dan kyk ek 'n bietjie kerk en is wakker by die hoek. Nee, my suster, dis nie die werk nie, maar dit was die effekte van COVID. Maar ten spyte van alles wat vanmôre vir jou sê, God is besig. God is besig om 'n pad te maak. God is besig om 'n rivier in die wildernis te maak. God is besig met vernuwing. God is besig. En ons moet net ontvanklik wees vir dit waarmee God besig is. En ons moet kom en sê, Here, ons wil nie vra seën dit wat ons doen nie. Ons wil vra, Here, help ons om dit wat U al reeds seën te doen en daarbey betrokke te wees. Maar God is besig. En let op, God is besig. Nie iemand anders is besig nie. God is besig. Hy is self besig. Die Here sê, ek maak. En wat hy vir die Jode gedoen het, vir Israel gedoen het, glo ek kan die Here vandag vir my doen. Glo jy dit? As hy 'n blinde kon laat sien, daai tyd kan hy dit vandag laat doen. En ek kan aangaan en ek kan vir jou mag kom voorbeelde noem. Elisa kom en hy sê, waar is die God van Elia? Ek het nou saam met Elia deur in die water gegaan, ek wil weer deur in die water gaan. Waar is die God van Elia? En die Here maak vir Elisa die water oop en hy stap ook deur. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Jy mag vanmôre met mooi respek blou oë hê, maar ek bedoel nie keer mos nou die uitdrukking van blou oog nie. Sy dis by blou oog kind, dan het die kind brein oog. Die feit is net God het nie blou eyes nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Ons is almal kosbaar, ons is almal waardevol vir hom en hy het vir ons almal dieselfde prys betaal. En wat hy vir die een gedoen het, kan hy vir ons vir die ander een doen. Dis geen geheim wat God kan doen. It's no secret what God can do. What he's done for others will do for me. As hy vir Israel 'n pad gemaak het in 'n tyd waarin hulle dit nodig gehad het, kan God vandag nog vir ons 'n pad maak. Hy kan vir ons die roete gee, hy kan vir ons die rigting aandui. En die riviere wat op lewe dui, kan hy vir ons maak in ons wildernis. En hy kan vir ons vernuwing gee en hy kan vir ons vloei gee. En daarom sê die Nuwe Testament ook, word vernuwe in jou gemoed. Wanneer mense praat van vernuwing, dan is daar mense wat bang raak en sê, goed, wat gaan ons nou maak? Gaan ons nou begin om 'n klomp goed wat niemand kan sing nie te sing, of gaan ons dit doen of dat doen? Nee, ons gaan niks van daai goeders doen nie. Maar my broer en my suster, ons gaan let op die pad wat God maak. En ek dink dis belangrik. Israel het die vraag gevra, as God nog met ons, en die Here het geantwoord, jy is myne. Ek het jou by die naam geroep. Jou naam is in my handpalm gegraveer. Ek is met jou. Vers 18 sê, die Here sê, dink nie aan die dinge, die vorige dinge nie, en slaan geen ag
op wat vroeër gebeur het, ek gaan iets nuut maak. Ons slaan maklik af op die dinge van vroeër en ons rig ons lewens in rondom dit. Maar een van die belangrike lesse wat ek uit hierdie gedeelte leer en wat ek moet leer, is dat ons behoort aan God. Ons behoort aan God, ons is syne. En daarmee saam moet ons weet dat die Here maak 'n pad vir ons, omdat hy besig is in ons lewens. Hy's besig in jou individuele lewe, hy's besig in jou gesinslewe, hy's besig in jou familie, hy's besig in die kerk, hy's besig in hierdie ou wêreld, moenie dit vergeet nie. God is met ons en God is besig. Die Here sal 'n weg maak. Die Here sal 'n uitkoms gee. Glo jy dit? Ek het baie dae, ek het dit al vir gesê, maar kom ek sê dit maar weer vir die wat nog nie gehoor het nie. Ek het baie dae in my lewe wat ek nie geweet het watter kant toe nie, hoe waar ek kan sing in my ou koor. Ek weet die Here maak 'n weg. As ek altyd heilig lewe sonder haat en afgoed strewe, ek weet die Here maak 'n weg. Hy maak deure oop, hy maak vir ons 'n pad. Ons moet net ontvanklik wees daarvoor. En ons moet net ruimte maak daarvoor. Wie wat maak die Here? Hy kom in Handelinge 2. En hy stort die Heilige Gees uit. En waar die teenwoordigheid van God altyd gekoppel was in die tempel, kom hy en sê, hierdie liggaam sal 'n tempel word van die Heilige Gees. En God sal deur sy Gees inwonend wees in jou lewe en in my lewe. En daar's 'n klomp mense wat dit wil aanvaar nie. Daar's 'n klomp mense wat nie ruimte maak daarvoor nie. Maar genadiglik was daar 'n klomp mense wat gesê het, wonderlik, die Here het iets nuuts gedoen. Hy het sy Gees uitgestort. En wat gebeur 70 na Christus toe die tempel afgebreek word? Hierdie ouens wat altyd gedink het alles in 'n hele godsdienst handel om die tempel, moet kom agter dat ons moet op 'n ander wyse God aanbid. En altyd wat ek wil sê, die kerk is belangrik, die gebou is belangrik, ek moet my verkeerd verstaan nie. Maar wat ek vir jou daardeur wil sê is, dis nie wat in die kerk gebeur, dis wat in jou lewe gebeur. En ons lewe saam maak wat in die kerk gebeur. En dis belangrik. Elkeen wat die Here byvoeg, moet dit ons met liefde ontvang. Elke mens moet ervaar, hier is 'n plek waar liefde is, want God is liefde, en as God hier is, moet daar liefde wees. Amen. My ouma het 'n dingetjie gehad wat haar eetkamer gaan nie. God is liefde. En dan gaan kuier ek baie keer gery loop van Riversdal hierdie deel toe na my ouma toe. En dan gaan kuier ek met my ouma en dan kom ek 'n bietjie te laat en of ek vang 'n bietjie iets anders by ouma en dan weer gelukkig. Dan raas my ouma met my en sê, ouma, God is liefde. Dat jy net liefde wees in hierdie res. Ek het so 'n bietjie geband het. Die Here maak nie altyd 'n pad terug na hoe dinge was nie. Maar hy maak 'n pad na hoe dinge moet wees. Hy het Israel nie teruggevat. Daarmee uitstorting van die Heilige Gees op Handelinge 2. Na die gebeur hoe dit in die tempel was en hoe daar moes gewees het nie. Nee, hy het dit teruggevat na 'n nuwe deel. En gesê, julle sal gelei word deur die Heilige Gees. Julle het nie meer nodig dat 'n priester vir julle moet ingaan in die binnekamer nie. Julle kan self met God praat. Die voorhang sal net geskeur. God het vir hulle iets nuuts gedoen. En ek wil vir jou sê, my broer en my suster, ons het onderskeiding nodig meer as nostalgie. Ons het nodig gehoorsaamheid meer as beheer. En dit beteken dan dat ons in hierdie tyd wat voorlê van kleiner gemeentes sien, met minder programme en minder van hierdie tipe van goed, maar met meer toegewydheid disipelskap. En ek dink dit is belangrik. In die Nuwe Testament was dit byvoorbeeld nie net die herstel van die tempel nie, maar volgens 1 Korintiërs 13 die vervulling met die Heilige Gees. Dit is iets nuuts wat God gedoen het. Hy het sy seën gegee. Dit was iets nuuts. Hulle het dit verwag. Toe dit gebeur, en hulle dit nie aanvaar nie. Ek is nie ou vir snaakse goed. En ek hou nie van snaakse goed nie. Ek sal nie sien dat ek sonder snaakse goed doen, maar die feit van die saak is nie dit. My broer en my suster, ons moet ontvanklik wees vir dit wat God moet doen. Nie wat 'n mens wil doen. Wat sê ek vanmôre vir jou? Ek sê die tyd het aangebreek dat die teenwoordigheid van God nie meer verteenwoordig word deur 'n gebou nie, maar met 'n persoonlike verhouding met die Here ons God. Daarom moet ons vernuwe word in ons denke. En besef, dit gaan hier oor 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus.
En wat doen ons kollektief? Wat doen ons as 'n groep saam, as gemeente saam? Ons bid saam vir hulle wat die Here nodig het. Ons werk saam vir hulle wat die Here nodig het. Ons besoek hulle wat die Here nodig het. Ons help hulle op wat die Here nodig het. En ons doen daardie dinge wat die Here wil hê ons moet doen. Sodat daar iets nuuts in mense se lewens kan gebeur. Ons moet ek wil dit amper teologies noem, 'n missionale heroriëntering hê, waarop jy gefokus word. En ek sê hier, gefokus word op die bekering, en die redding, en die verlossing van siele, wat ons op so 'n wyse sal doen, dat mense sal weet, is 'n nuwe pad vir my, 'n pad met die Here, en hy sal my weg berei, hy sal my lei na 'n nuwe tipe verhouding met Jesus Christus. Jy weet, as ek kyk na sending, na missionaliteit, dan sien ek so 1500 jaar na Christus, hoe ook al het was 1500 jaar lang, as omtrent so 300 na Christus het daar verandering gekom, die tydperk van die apostels het tot einde gekom, die apostoliese eras soos bekend is, en toe kom Constantijn, en hy maak die Christen geloof, die staatsgeloof, en hy sê, dis ons geloof, maar wie, wat is die groot probleem wat plaasgevind het? Nou stuur hulle sendelinge, hulle stuur evangeliste, hulle gee geld en sê, gaan verkondig die evangelie, terwyl die opdrag is, gaan verkondig jy die evangelie. Jy sien, in die sendingveld het verander. Hy is nie meer doelver, dis nou rondom ons, waar ons bly, waar ons werk, waar ook al. Die Here moet ons denk en verlewe, dat ons daarby sal kom. Maar wat vir my ook kosbaar is, die volk terwyl hulle ballingskap sit, het 'n begeerte gehad en 'n behoefte gehad om die Here te loof en die Here te vereer. Dis wat wanneer ook sing, in Psalm 37, sê, hoe sal ons die Here loof? Hoe sal ons die Here eer? Ons wil dit graag doen, maar in 'n vreemde land. Broer en suster, ons moet terugvat op ons sin is. Ons moet dit vir die Here vir ons gee. Moet ons vat, ons moet dit vashou, en ons moet dit uitleef. Niks met politiek te doen, dit met ons geloof, ons verhouding met die Here. Sê, Here, maak in my geestelike lewe ook 'n nuwe pad. Maak daar 'n rivier in hierdie geestelike wildernis wat ek ervaar. Sodat die rigting wat jy wil hê ek moet ingaan sal wandel, en Here, dat daar vernuwing sal wees, dat daar vloei sal wees. Here, ek het U so gedien tot hier toe, maar Here, hoe kan ek dit beter doen? Hoe kan ek dit op 'n verdiepende wyse doen? Hoe kan ek dit op 'n wyse doen wat maak dat ek groei in my verhouding met U, in my geloof met U? En ek dink dit is waar ons moet vashou ook in hierdie jaar wat voor lê. Sê, Here, dat U woord vir my 'n lig wees, 'n lamp wees, my voet op my pad. En Here, dat U Gees my denke vernuwe. Ons gaan vanmôre aan sit by die tafel, nie tafel van die AGS nie, is nie tafel van die gemeente nie, is tafel van die Here en elke myself. Maar ek wil vir julle sê dat wanneer ek na hierdie tafel kyk, dan sien dat die Here iets nuut gemaak. Redding en saligheid is nie langer meer 'n sak van 'n os of 'n bees of skape geoffer word nie. Of iemand wat namens jou intree nie. Dis 'n persoonlike verhouding met hom wat sy lewe vir jou afgelê, wat die langste offer geword het, die lang geslag vir ons geword het, die een wat waaglik is met boek te neem, sy seels moet doen, die een wat sit in die regter van die Vader vir ons te doen, die een wat gesê het, ek kom hier aan, en dit geef môre vir my ook 'n belofte, God het ons nie vergeet, hy onthou ons. En hy is besig om dit in plek te kry en gereed te kry vir daai dag wat hy ons sal kom. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir môre dat ek weet dat as ons terugkyk, dan is daar geskiedenis. Maar as vorentoe kyk, Here, dan is daar hoop en daar is 'n toekoms. Here, ons wandel nie soos hulle wat in die duister wandel, die Here, want daar is 'n pad wat vir ons berei, elke dag van ons lewe. Here, ons moet net aan U toe. Ons moet net ontvanklik wees.
En ek het vanmorgen van die Here wees met ons. Maak ons hart ontvang. Maak ons denken ontvang. Ek vra dit vanmorgen in Christus naam. Here, waar ons nog gedeel mee aan hierdie tafel, vra dat U ons sal seën, ook ons gebruik daarvan. Here, seën met dankbaarheid en U onthou vir die prys wat ons ontvang. Vra dit in Christus naam. Amen. Vra die broers op die hulpsal van die tafel om my daar voor te kom asseblief. Ons gaan die eerste bedien by die broodjie, en die broodjie hou, tot ons die bediening by die veldmeet dan gaan die broodjie gebruik. Die volk Israel, nie toe hulle in Egypte was, nie toe hulle ballingskap was nie, nergens, het jy ooit gedink, dat een dag kom wat Jesus sê, waar het in die brood geneem het, dit gebreek het. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Maar Jesus het sê die beker in die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit wat my gedagte is. Dit was vir iets niet. Vir die wat het aanvaar het, was dit tot redding en tot saligheid. Vir hulle wat het verwerp het, tot hartseer verdriet. En so het ons vanmorgen deel ook in hierdie dag. Deel in die lichaam wat vir jou gebreek is, bloed wat vir jou gestreek is. En as jy deel die dag, sê vanmorgen, dankie Here, ook vir die prys wat vir my betaal is.
jy met die beker bedien wil word, dan moet jy ons hand opsteek en ons sal bedien met die beker. Maar ek vra, kan iemand wat parabijs oorgeslaan is, dan weet by die hand opsteek. Ons gaan nou vir die mandjie omstuur dat die Heer glaasjes kan sit. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die voorrecht. Dat ons kan herdenk, nie net die lyding en die verdeling van Christus aan die kruis nie. Maar dat ons kan herdenk die belofte. Kyk,
ek kom weer. Here, wat 'n dag gaan dit wees om ons as die kinders van aangesig tot aangesig kan sien. Weet nou wanneer ons deur geloof en nie aanskou nie. Maar daar gaan 'n dag kom wat ons geloof ons aanskou gaan ontmoet. En ek dank U daarvoor. Daardie belofte. Met daardie geleentheid van Christus die brood gebreek. Die beker gegee. Maar hy sal wees in ons geheue, in ons gedagte en ons doen 'n laat sorg. Vra dit in Christus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan en sing ons laaste lied saam tot sy eer. Loof sy naam. Daar is koffie en tee, jy is almal welkom saam op die koffie te kom.